Weet jy wat gebeur wanneer ons sonde doen? Sonde veroorsaak skuld. En dit veroorsaak dat ons ander mense rondom ons seer maak, en daarom is ons by hulle in die skuld, maar meer nog veroorsaak dit dat ons God seer maak, en daarom is ons by God in die skuld. En dit is nie lekker om in die skuld te wees nie. Dit laat 'n mens wakker lê, dit laat 'n mens rondrol, dit maak 'n mens oor allerlei goeders bekommerd. Johannes die Doper, onthou julle hom, toe hy begin optree het hy daar aan die kant die Jordaanrivier, het hy gegaan en hy het begin preek en hy het vir die mense gesê, bekeer julle, en die mense het hom toe gestroom en hy het hulle gedoop in die Jordaanrivier, en die Bybel sê vir ons, die hele Judea en elke een in Jerusalem het na hom toe gegaan. Nou ja, dit was seker nou nie letterlik so nie, dit is so seker soos wanneer 'n kind vir sy ma of sy pa sê, maar almal gaan soontoe, daarom moet ek ook soontoe gaan. Nou ja, so het almal nou uit Jerusalem en uit Judea gegaan, oor kan die Jordaan, na Johannes toe, waar hy besig was om die mense te doop. En die Joodse raad was nuuskierig geweest oor wat aangaan met hierdie ou. Hoekom loop die mense so agter hom aan? Hoekom is hy so gewild by die mense? En toe stuur hulle 'n paar fariseërs om ook te gaan kyk wat aangaan. En die fariseërs kyk en hulle luister, en toe vra hulle vir Johannes die Doper, en ons lees dit in Johannes die Evangelie, daar in hoofstuk 1. Hulle vra hulle vir hom, wie is jy? Is jy die Messias? En Johannes sê, nee, ek is nie die Messias nie. En hulle sê vir hom, is jy Elia, die profeet Elia? En hy sê, nee, ek is nie Elia nie. Hulle sê, maar is jy die profeet? En hy sê, nee. Hulle sê, maar as jy nie die profeet is nie, as jy nie Elia is nie, as jy nie die Messias is nie, hoekom doop jy dan die mense? Want sien, die doop, miskien moet ek dit net gou so as agtergrond gee, was nie 'n onbekende ding vir die mense van die dag nie, maar soos Johannes het gedoen het, was dit so 'n bietjie anderster, want doop was 'n reinigingshandeling gewees. Wanneer 'n Jood vir een of ander rede onrein geraak het, sê nou maar hy het 'n veluitslag gehad of wat ook al, dan was hy onrein en dan kon hy nie tempel toe gaan nie, dan kon hy nie gaan aanbid saam met sy familie en saam met sy ander mede-volksgenote nie. En wanneer hy gesond geword het, moes hy hom gaan was het. Hy moes homself gaan doop het in water, in die rivier of waar ook al, en as hy skoon was, dan moes hy na die priester toe gaan, en dan die priester hom gesertifiseer om te sê, as jy's nou weer rein, jy kan nou maar weer tempel toe gaan. So, hulle het die doop geken, of 'n vorm van die doop, maar vir hulle was dit vreemd geweest, dat iemand wat nie die gesag het nie, iemand anders kan doop. En daarom wou hulle weet, hoekom doop jy dan? En dan sê Johannes vir hulle, ek doop met water, maar tussen julle is daar iemand wat julle nie ken nie. En hy is so belangrik, dat ek nie eers werd is om sy skoene los te maak nie. Hoekom sê Johannes dit? Jy sien, dit was 'n slaaf se werk om aan die einde van die dag sy meester, sy eienaar se skoene uit te trek, los te maak, en die eienaar se voete vir hom te was. Nie 'n lekker werk nie, dit was maar 'n vuile en 'n stinkerige werk, maar dit was die slaaf se werk. En Johannes sê, ek is nie eers werd om sy slaaf te wees nie, so belangrik is hy. Hy is soveel hoër en belangriker as ek. As julle dink, wat ek doen is groot, you ain't seen nothing yet. As julle dink, al die mense loop agter my aan, wag tot julle hom sien. En hy is hier tussen julle. En dan net die volgende dag, lees ons, dat Johannes besig is om te praat, en hy verduidelik vir die mense die evangelie en die koninkryk van God, en hy sê, bekeer julle, en hy doop die mense, en as hy opkyk, dan sien hy vir Jesus. En as hy hom sien, dan sê hy, kyk. En nou weet ek, in die 83 vertaling staan dit nie so mooi nie, daar staan dit, daar. Dit is nie so sterk nie, maar in die oorspronklike, en ek sien in die nuutste Afrikaanse vertaling word het so vertaal, kyk, kyk, sê Johannes, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wow, dit is 'n gelaaide sin wat Johannes daar sê. Hy sê, kyk, en die mense, kyk, wat gaan aan? Hulle kyk en hulle soek 'n skaap, want hulle soek 'n lam, en die een sê vir die ander ene, maar, hoorie, sien jy 'n skaap? Ek sien baie mense, maar ek sien nie skape hier rond nie. En dan besef hulle, nee, Johannes praat van daai belangrike persoon, wat hy hulle gister van vertel het. Hy, kyk, daar is die lam van God. Die lam van God herinner elke Jood dadelik aan die paaslam wat elke jaar geslag word, maar wat die eerste keer 1479 jaar voor Johannes die Doper geslag is in Egipte. En die bloed is opgevang van die paaslam. Dit was 'n lam sonder enige liggaamsgebrek. Die bloed is opgevang.
En die bloed is aan die deurkosyne gesmeer, né? Onthou julle, Moses het vir die volk die opdrag gegee, want God het vir Moses gesê, gaan sê vir die mense, hulle moet 'n lam slag, en hulle moet die bloed teen die kosyne smeer, want vandag gaan die doodsengel deur Egipte beweeg, en elke eersgeborene gaan sterf, behalwe as daar bloed aan die deurkosyn is. Daardie bloed van die lam aan die deurkosyn gaan julle red. En so het dit ook gebeur, né? Die eerstgeborenes van die Egiptenare het almal gesterf, mens en dier, maar die Israeliete nie, want hulle het die lam geslag. Elke gesin het sy lam geslag, en aan hulle deurkosyne was die bloed gesmeer. En dit is die lam van God. En daarin herinner Johannes die mense, dis die lam van God, wie se bloed gaan vloei, vir ons sondes, vir ons skuld. Johannes sê, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die Griekse woord wat daar gebruik word vir wegneem, beteken letterlik om iets op te tel en weg te dra. Op te tel en weg te dra. Hy sê die lam van God gaan die sonde optel, hy gaan ons sonde optel en hy gaan dit wegdra, hy gaan dit wegvat, hy gaan dit verwyder, sodat ons nie meer skuldig is voor God en ons hoef te bekommer oor sonde nie. Sodat sonde nie meer 'n skeiding tussen ons en God maak nie. Want die lam van God gaan die sonde optel en wegdra. Kyk, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Nie net die Jode se sonde nie, maar elke mens op aarde se sonde. Want die lam van God sal sy bloed laat vloei, sodat elke een se sonde en al hulle sonde verwyder, weggedra, vernietig kan word. Elke een wat dit wil hê. Elke een wat daardie geskenk van God wil ontvang. Ook jy, ook ek. So, dit is die een groot ding wat Jesus kom doen het op aarde. Hy het gekom om die sonde van die wêreld weg te vat. In Lukas 22 lees ons dat Jesus saam met sy 12 disippels, sy binnekring, bymekaar is vir oulaas, vir Paasfees. Hulle vier Paasfees saam. Vir die laaste keer weet ons, die disippels het nie geweet dit was die laaste keer nie. Maar Jesus, onthou julle, hy wys sy verraaier aan by die geleentheid, hy was sy disippels se voete by die geleentheid, en hy doen nog 'n ding. Hy sê iets wat so skokkend is, dat sy disippels eintlik hulle hare moes gereis het. Hulle moes eintlik uitgeloop het en gesê het, maar ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie hiermee akkoord gaan nie. Maar hulle het nie, want hulle het gesê, hierdie man, hierdie Jesus wat ons volg nou vir 3 jaar lank, hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. As hy vir Lazarus uit die dood kan laat opstaan, nou ja, dan gaan ek hom glo. Wat het Jesus gesê? Wat het Jesus gesê wat amper so lasterlik was, dat dit die disippels se hare moes laat reis het? Jesus het gesê, toe hy die brood gevat het en het gebreek het en God gedank het, toe sê hy, wanneer julle weer Paasfees vier, moet dit julle nie herinner aan die Paasfees 1497 jaar gelede, toe ons voorgeslagte uit Egipte vrygemaak is nie, toe hulle wat slawe was, vrygeword het nie. Nee, dit moet julle herinner aan my liggaam, want hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. Wanneer julle weer hierdie wyn drink, het hy gesê toe hy die beker met die wyn optel, moet dit julle nie herinner aan die bloed van die lam wat aan die deurkosyne gesmeer is nie, aan die lam wat elke Paasfees geslag word vir julle sondes nie. Nee, hierdie bloed is hierdie wyn is my bloed. Ja, ek moet my woorde reg kry nou. Hierdie wyn is my bloed wat vir julle vloei. Ja, sê Jesus, hierdie fees wat julle elke jaar vier in opdrag van God, het 'n nuwe betekenis. Dit gaan nie nou meer oor 'n volk wat slawe was en vrygeword het. Dit gaan nou oor 'n mensdom wat slawe van die sonde is, wat die straf van die sonde moet dra, wat vrykom, wie se skuld betaal word. Dis amper so goed soos wanneer ek nou vir julle sê, Kersfees moenie oor Jesus gaan nie, dit moet nou oor my gaan, julle moet Kersfees my verjaarsdag vier. Julle sal sê, ek luister nie meer na hierdie ou se YouTube video's nie, ek skakel dit onmiddellik af.
Maar dis amper wat Jesus vir hulle sê. Maar hulle gee hom die voordeel van die twyfel en hulle luister na hom, want hulle het gesien wat hy gedoen het vir 3 jaar lank. Hulle het gesien hoe hy vir Lazarus net in die vorige week uit die dood uit opgewek het. Jesus sê, ek is die lam. Ek is die lam wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. En dan, nadat hulle die paasmaaltyd genuttig het, gaan hulle uit na die tuin van Getsemane waar Jesus gaan bid en die disippels raak aan die slaap. En dan kom Judas saam met 'n klomp ouens met swaarde en stokke daaraan om Jesus gevange te neem. En die disippels is daar, hulle sien hoe Judas hom met 'n soen verraai. En wanneer hy gevange geneem word, spat hulle uitmekaar uit. Hulle hardloop weg want hulle is bang. En Jesus word gevange geneem. Hy word gegeesel, op die wreedste manier geslaan. En hy word aan 'n kruis gespijker. En daar hang hy. En dan vertel die evangelies vir ons 'n baie belangrike feit, wat ons dikwels, veral ons as westerlinge, sommer net oorlees. Die evangelies vertel vir ons dat Jesus, toe hy aan die kruis gesterf het, hy nie soos elke ander gekruisigde gesterf het nie. Want, as jy so 'n bietjie gaan Google en navorsing doen oor hoe sterf iemand aan 'n kruis, hulle word opgehang en hulle hang daar en hulle versmoor. En as hulle lank gehang het, en die Romeine het hulle ruk lank laat hang, 'n paar ure, sodat hulle kon suffer. Dit was wreed, maar dit is wat die Romeine wou doen, hulle wou hulle op 'n wrede manier doodmaak. Dan het die soldate gekom en hulle swaard of 'n swaar voorwerp gevat en hulle teen die bene geslaan en die bene afgeslaan, sodat hulle meer op hulle bene kon staan nie. Want sien, toe hulle bene nog daar was, kon hulle darm nie net hang nie, hulle kon daarom so 'n bietjie op hulle voete probeer staan, op hulle bene, hulle self regop hou. Maar skielik kan hulle nie meer op hulle bene staan nie, want hulle bene is gebreek, en dan hang hulle. En nou kan jy vir jouself indink, probeer so hande uit mekaar uit, en kyk hoe lank jy kan hang. Vinnig begin jy versmoor, want jou longe kan nie meer genoeg suurstof by jou hart kry nie, en jou hartsak word vol water, en dit styg op, en jou longe word vol water, en jy kry nie meer suurstof nie, en jy versmoor, en jy gaan dood. Maar nie Jesus nie. Nee, die evangelie sê vir ons, toe die soldate by Jesus kom, om sy bene te breek, was hulle verbaas, want hy was reeds dood. Hoekom was hy dood? Want hy het hom doodgebloei aan sy wonde. Sien, wanneer ander mense gekruisig is, deur die Romeinse soldate aan 'n kruis gespijker is, dan is hulle nie vooraf gegeesel en geslaan en gemartel nie. Maar Jesus is. Sy liggaam was stikkend geslaan. Sy liggaam was gebreek, soos wat hy daai brood gebreek het, so was sy liggaam stikkend gebreek vir ons sondes. Ja, sy bloed het gevloei en hy het hom doodgebloei aan die kruis, sodat dit nie nodig was vir die soldate om sy bene te breek nie. Want God se opdrag destyds 1479 jaar gelede in Egipte was, die lam moet vlekloos wees en jy mag nie sy bene breek nie. En Jesus, die lam van God wat gestuur is, sy bene is ook nie gebreek nie. En hy het hom doodgebloei. Ek onthou, as 'n jong seun, my oupa, hy daar in die Oeverberg, naby Swellendam geboer, met koring hoofsaaklik. Maar hy het ook skape gehad, merino skape. En dan, as ons gaan vakansie hou, het ons gewoonlik 'n skaap gaan vang, 'n lam gaan vang, om te slag, sodat daar vleis is vir die vakansie. En my oupa het ingegaan en hy die skap, die lam wat hy uitgesoek het, wat mooi vet gelyk het, gegryp agter in die agterbeen, en dan het hy hom so nader getrek. En weet julle, die skaap het geskarrel, maar as hy die lam gegryp het aan die been, dan was die lam stil. Die lam het nie geskree of gebler of iets te kere gegaan nie. En dan het hy die lam opgetel so in sy arms, en nog steeds was die lam doodstil, en hy het hom gedra, en hy het hom gevat daar na die stoor toe, en hy het 'n ou kruiwa gehad, en dan het hy die lam in die kruiwa neergesit, en die lam het net so saggies maar hy het nie geskree nie, hy was stil. En dan by oupa sy knipmes, wat baie skerp was, uitgehaal, oopgemaak, en die lam se keel afgesny. Dis wreed, maar dit is hoe mens 'n skaap doodmaak. En dan met sy keel afgesny, die bloed uitgeloop. En net so het Jesus se bloed aan die kruis van Golgotha uitgeloop. En het Jesus hom doodgebloei vir ons sonde.
vir ons skuld, sodat ons nie meer die skuld hoef te dra nie. Want hy het ons skuld gedra. Dit is die een belangrike ding wat Jesus kom doen het. Hy het ons skuld op hom geneem. Jesaja sê, vir ons oortredinge is hy verbrysel. Daar word 'n mooi storie vertel van Tsaar Nikolaas die eerste van Rusland. Hy het 'n paar honderd jaar gelede geleef. Maar Tsaar Nikolaas was 'n goeie man, so word vertel, met 'n goeie hart. En hy het 'n vriend gehad, en die vriend het 'n seun gehad, 'n jong man, en Tsaar Nikolaas het vir die vriend se seun werk gegee in die leer. En hy het 'n offisier in die leer van Rusland geword. En 'n belangrike offisier, hy het hom aangestel as die CFO, kan ons maar amper sê in vandag se terme, van die weermag. Hy het hom aangestel om met die geldsake te werk. En hierdie man het 'n goeie werk daarvan gedoen. Hy het goed gewerk. Maar hierdie jong man het 'n probleem gehad, sien, hy was lief vir dobbel. Nou ja, hy het nou nie na 'n casino toe gegaan soos mense vandag gaan nie. Hy het natuurlik op die perde gewet en op allerlei ander goeders gewet. Maar so het hy begin om sy soldij, sy salarisie te verloor en uit te dobbel. En toe het hy nie meer geld gehad nie. En toe maak hy 'n plan. Hy het besluit hy gaan geld leen by die leer se beursie. Want hy werk met die geld en niemand sal weet nie, want voordat iemand gaan agterkom, gaan hy die geld mos weer terugwen en dan gaan hy dit terugsit. En nou weet julle klaar waar dit nie die storie gaan, hè? Want enige iemand sal weet, as jy by jou volle positiewe is, moenie geld gaan wegdobbel nie, jy gaan dit net verloor, jy gaan dit nie terugkry nie, moenie dit doen nie. Maar die jong man het dit gedoen, hy het die geld geleen gesteel by die staatskas, en hy het daarmee gaan dobbel. En hy het dit ook verloor, en toe moet hy nog gaan leen, en hy het dit gedobbel om die ander terug te wen, maar hy het dit nie teruggewen nie, en hy het dit ook verloor, en toe het hy nog gaan leen, en so het dit vir 'n paar jaar aangehou, en niemand het geweet wat aangaan nie, niemand het geweet dat hy besig is om geld te steel by die staat se leer nie. Totdat daar 'n berig kom, dat die boeke van die leer geaudit gaan word. En toe was die jong man verskriklik bekommerd. Hy het die leers gevat, waarin die boeke gedoen was, waarin alles neergeskryf is, en hy het vir die eerste keer gaan optel, hoeveel hy al gevat het, wat hy die staat eintlik skuld. En toe hy dit alles bymekaar tel, was hy terneergedruk. Hy kon nie glo dat so groot bedrag oor so 'n paar jaar gesteel was nie. En hy het besluit, ek sien nie kans hiervoor nie, ek sien nie kans vir die skande en vir die straf nie. Ek gaan liewer myself straf, ek gaan my eie lewe neem. En hy het onderaan hierdie boek, waar hy die bedrag bymekaar getel het, wat hy skuld, wat hy gevat het, wat hy gesteel het, het hy geskrywe, so 'n groot skuld, wie sal dit ooit kan betaal? En toe het hy sy pistool gevat, en dit was nog hierdie ou pistole met die haan wat so oorhaal, en hy het die ronde koel ingegooi, en hy het die kruit ingesit, die buskruit, en hy het dit vasgestamp, en toe het hy die pistool langsom op die lesenaar neergesit. En hy het gewag vir 12 uur daardie nag, wanneer die klok slaan, dan wou hy op die klokslag die pistool gebruik om sy lewe te neem. Maar, terwyl hy wag vir 12 uur, het hy aan die slaap geraak. Uitgeput, moeg van bekommernis. En so word vertel, Tsaar Nikolaas het die gewoonte gehad om lang voordat daar 'n undercover boss op TV was, soos 'n gewone soldaat aan te trek en tussen sy troepe rond te loop. Hy het dit gedoen sodat hy kon agterkom, hoe voel hulle, hoe gaan dit met hulle, het hulle iets nodig. En so het hy om daardie aand ook, soos 'n gewone soldaat, 'n gewone troep aangetrek en tussen die barakke deurgeloop. En toe sien hy die lig brand in daardie offisier, daardie seun van sy vriend se kantoor. En hy het ingestap, en hy kry toe die seun daar, die jong man, die jong offisier daar, aan die slaap op sy lesenaar. En toe sien hy wat aan die gang is, want hy sien die pistool gelaai langs hom lê. En toe lees hy wat in die boek staan. So groot skuld, wie sal dit ooit kan betaal? En hy was eers kwaad. Hy was eers so teleurgesteld. Hy wou amper hierdie jong man laat arresteer. En toe het hy homself bedink. En hy het iets anders onderaan hierdie boek, aan hierdie woorde geskryf. En hy het die pen neergesit en uitgestap en geloop. En 12 uur het gekom en die horlosie het geslaan.
Maar hierdie jong offisier was so moeg, hy het geslaap deur dit. En toe in die middel van die nag skrik hy skielik wakker, en hy sien die pistool langs hom lê, en hy vat die pistool, hy dog, o jene, dis nou laat, die klok slaan nie, maar ek gaan nou maar net myself moet skiet, want as ek dit nie nou doen nie, gaan my skande en my skuld aan die lappe kom, aan die lig kom, en ek sien nie kans daarvoor nie. En hy het die pistool gevat, en toe sien sy oog die woorde wat hy geskryf het. So groot skuld, wie sal dit ooit kan betaal? En toe sien hy, onderaan staan nog iets geskryf. Nikolaas. En die tsaar se handtekening is daaronder gemaak, met sy seël. En hy kon dit nie glo nie. Tsaar Nikolaas het hom vergewe. Tsaar Nikolaas gaan sy skuld betaal. En die volgende oggend vroeg, toe hy kon uitvind by die staatskas, is die geld reg, klop die boeke? Toe sê hulle ja, want Tsaar Nikolaas het 'n klomp geld kom inbetaal. Daarom klop die boeke. Toe hy vir sy boekies gaan vra, die ouens wat hy geld geskuld het, by wie hy die geld verloor het, toe hy vir hulle gaan vra, hoorie, werk net vir my uit, wat skuld ek julle nog? Toe sê hulle, nee, dis reeds betaal, Tsaar Nikolaas het jou skuld kom vereffen, laasnag. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Maar hy het nie sy geld kom gee, om jou skuld te vereffen nie. Jesus het sy lewe kom gee, sy liggaam en sy bloed kom gee. Dis wat Jesus kom doen het, hier op aarde. Hy, die lam van God, het die sonde van die wêreld kom wegvat. Jou sonde en my sonde. Hy het dit opgetel en weggedra. Opgetel en weggedra. Hy het nog iets kom doen. Johannes sê, ek doop met water, maar hy wat na my kom, sal julle met die Heilige Gees doop. En dit is 'n boodskap vir 'n volgende keer. So hierdie is die twee goed wat Jesus kom doen het. Hy het gekom as die lam van God om ons sonde weg te vat, om ons skuld weg te vat. En hy het gekom om ons met die Heilige Gees te doop. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. En ek wil jou uitnooi, as jy nog nie ervaar het, dat jou skuld afgeskryf is, vergewe is nie. Paulus stel dit in Kolossense 2, hy sê daar in vers 13 en vers 14, hoe Jesus het kom doen het in taal wat ons westerlinge kan verstaan. Hy sê, Jesus het die skuldlas, die skuldbrief teen ons gevat, en dit aan die kruis gespyker, en so het hy dit finaal gekanseleer. Hy het jou skuldbrief vernietig aan die kruis, toe hy gesterf het. En as jy nog nie sy vergifnis ken nie, dan wil ek jou nooi om nou, net waar jy is, te bid, en in jou eie woorde vir die Here te sê, Here, hier is ek, wees my arme sondaar genadig, dankie dat U vir my sondes gesterf het, dankie dat U gekom het om my sonde weg te neem, ek kom bely my sonde voor U, ek breek daarmee, en ek vra vir U, kom in my lewe in, maak my U kind, maak my 'n nuwe mens, 'n vrygemaakte mens, wat geen skuld meer het nie. En jy gaan die vreugde